So goeiemôre, baie welkom vir almal van julle. Dis lekker om almal te sien. Baie welkom vir julle as jy ons besoek vandag. Ons hoop regtig jy geniet dit saam met ons. Vir ons aanlyn familie wil ek ook sommer net hallo sê. Wat 'n voorreg dat julle op hierdie manier ook deel is reg oor die wêreld en al die verskillende groepe wat bymekaar kom. Dis vir ons 'n groot voorreg. Maar gaan vir ons bid. Ons is in ons reeks. Ons doen 'n reeks op die oomblik deur die boek 1 Timoteus in die Bybel en ons is al in week 5 en ons gaan verder met dit. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam en dan duik ons in dit in. Here, dankie vir die goedheid en die liefde wat U aan ons bewys. Dankie dat ons saam met ouers kan bly wees in 'n nuwe fase en dat ons kan bid vir hulle en vir hulle kinders en mag U hulle help, Here. Mag U vir hulle wysheid gee soos wat hulle hierdie pad ingaan. Maar mag U vir ons ook help soos wat ons hierdie lewe leef om te leef soos wat U wil hê ons moet leef. Dat ons sal die dinge doen wat U wil hê ons moet doen en in lyn sal wees. Geef vir ons die gehoorsaamheid en die geloof om te doen dit wat U vra en Heilige Gees kom wys spesifieke dinge ook vandag vir ons. Breek die woord vir ons oop, maak ons oë oop dat ons wonderlike dinge in die woord sal sien. En dat dit ons sal dryf om te doen dit wat U vra. Seën ons, Here. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Timoteus is 'n jong man wat Paulus ontmoet in Lystra. Hy neem hom onder sy vlerk, hy begin hom disipel, neem hom saam op al sy sendingreise en dan los hy hom by die kerk in Efese en hy sê vir hom, luister, hier's 'n klomp goed wat aangaan en ek wil hê jy moet dit uitsorteer en dan skryf hy hierdie brief 1 Timoteus aan hierdie jong man Timoteus en sê, hier is hoe jy dinge moet hanteer en hier is hoe jy moet leef en die onderskrif van hierdie is eintlik wat die doel van die hele brief was. Dis 'n gids vir die huisgesin van God. Paulus skryf en sê, luister, hier is hoe dit moet lyk binne in kerk, hier is hoe jy moet optree en hoe is hoe mense moet leef binne in kerk. Nou as ek vir jou die vraag sou vra vandag, wat kom by jou op as jy die woordjie kerk hoor? Wat is die dinge wat in jou gedagtes kom? Waaraan dink jy? Hoe dink jy oor kerk? Want ek besef dit word beïnvloed deur 'n klomp goed in ons lewe. Maar waaraan dink jy as jy kerk hoor? Dink jy meer beweging of dink jy meer 'n plek waar ons bymekaar kom? Hoe dink jy oor jou rol in kerk? Hoe dink jy oor wat moet gebeur in kerk? Hoe dink jy daaroor? Dink jy dat dis 'n plek waar ek kom en ek kry en so hoop is 'n lekker preek wat die dominee gee of is dit 'n ding dat ek bring iets na hierdie ding toe? En natuurlik wat ons dink oor kerk word beïnvloed deur 'n klomp goed. Hoe ons groot geword het, hoe ons uit watter kerk ons dalk kom indien ons nie hier groot geword het of hoe dit ook al sê, daar's 'n klomp fasette of wat mense gesê het. Maar ek dink dit is belangrik dat ons sal besef baie keer dat ons gedagtes oor kerk en dit wat Jesus en die Bybel sê oor kerk is baie keer daar's 'n gaping tussen dit en daar's 'n skeiding tussen dit. En dan is dit nodig dat ons gedagtes en die manier hoe ons by dit kom in lyn kry met wat God sê. Nou kerk was Jesus se idee. Dit is nie ergens 'n predikant wat uitgedink, Jesus het dit uitgedink. Inteendeel, hy neem sy disippels na 'n plek bekend as Caesarea Philippi toe. Nou dit is soos 'n bad plek. Dink aan Las Vegas. Wat ook al in Caesarea Philippi gebeur bly daarso. Daar's afgoderry wat daar gebeur en kinders word geoffer en klomp immorele en dis goeders en in hierdie gas en wat hierdie stad is, neem Jesus sy disippels soontoe en dan vra hy vir hulle die vraag, sê my, wat sê die mense wie is ek? Wat is die woord daar buite? Wie is ek? En dan gee hulle al hierdie verskillende antwoorde van wat mense sê oor wie hy moontlik kan wees en dan vra hy die vraag vir hulle. En hy sê, maar wie sê julle is ek? En dis die vraag wat ons almal moet antwoord. Wie sê ons is Jesus? En jou antwoord op hierdie vraag het 'n groot invloed op waar jy die ewigheid gaan spandeer. En Petrus staan op en sê, U is die Christus, U is die Seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom, well done Petrus, hierdie eentjie reg, maar is nie omdat jy so slim is nie. God die Vader het hierdie aan jou geopenbaar. En dan sê Jesus hierdie volgende woorde in Matteus 16. Sê hy, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my Ekklesia, in jou vertaling sal heel moeilik staan kerk, maar die Griekse woordjie is ekklesia. Op hierdie rots sal ek my ekklesia bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek gaan my kerk bou op hierdie rots is nie Petrus nie. Party denominasies glo dat dit is Petrus en dan gaan dit verder. Nee, die rots waarop Jesus sy kerk gaan bou, is die verklaring van die evangelie, dat Jesus is die Seun van God en hy is die Christus. En op daai verklaring en op daai oortuiging en geloof in dit, dis waarop hy sy ekklesia gaan bou. Nou hierdie woordjie, tot op hierdie stadium was nog nie 'n godsdienstige term nie. Dit beteken vergadering, dit beteken bymekaar kom, dit beteken mense wat geroep is met 'n spesifieke doel. Dis wat dit beteken. Dis meer 'n beweging as 'n plek. Dis nie 'n gebou nie, dis 'n beweging.
En Jesus sê, luister, op hierdie verklaring, dat ek is die Christus, en dat Jesus is die Seun van God, gaan ek my beweging bou in hierdie wêreld, selfs in plekke soos Caesarea Philippi. Maak nie saak waar dit in die wêreld is, dis wat ek gaan doen. En Paulus skryf in lyn met hierdie dinge, skryf hy ook vir Timoteus, met hierdie begrip van dit, en hy gebruik eintlik dieselfde woorde. In 1 Timoteus 3 vers 14 sê hy, ek skryf hierdie dinge, alles wat ek hier skryf dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom, ek wil dit self vir jou sê, maar in geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Die huisgesin van God is die eklesia van die lewende God. Paulus gebruik dieselfde woord. En hy sê, luister, en kyk baie mooi, hy gebruik nie die woord huis nie, hy gebruik die woord huisgesin van God. Hierdie is 'n beweging, hierdie is 'n familie, hierdie is 'n plek waarin jy kan behoort. En ek skryf hoe iemand hom moet gedra aan in hierdie familie. Met ander woorde, daar is 'n regte manier hoe jy jou kan gedra aan dit en 'n verkeerde manier hoe jy jou kan gedra. En ek wil seker maak dat dit wat hier gebeur in hierdie beweging van God, in hierdie beweging wat in hierdie wêreld moet ingaan, dat ons reg sal leef. Nou in 300 na Christus het kerk en staat so bietjie gemeng geraak omdat die keiser ook tot bekering gekom het en hulle het al hierdie verskillende plekke gebou en baie keer was dit tempels gewees wat hulle verander het in wat ons ken as kerke en hulle het die woordjie in plaas van beweging of van die mense van die weg het hulle verander met 'n Duitse woordjie Kirche. En dis waar die woord kerk vandaan kom. En iets het gebeur in daai oomblik dat mense het meer gedink aan kerk as 'n plek. Die Kirche beteken die huis van die Here. Hulle het meer gedink aan as 'n plek waarheen ons moet gaan as 'n beweging wat moet hierdie wêreld verander. En van daai tyd af is daar konstant in alle generasies is daar hierdie ding dat ons dink aan kerk as 'n plek, eerder as 'n beweging van ons moet in beweging kom. Ons is 'n huisgesin, ons is 'n familie, ons is 'n beweging van God. As jy meer dink aan kerk as 'n plek, in plaas van ons moet die kerk wees, nie net 'n plek waartoe ons gaan nie, maar ons moet die kerk wees, dan mis ons dit. Dan is dit nodig om ons gedagtes rondom dit verander, maar dit is die huisgesin van die lewende God. En hier's wat ek wil sê is dat waar God is dis iets bonatuurlik. Wanneer gelowiges bymekaar kom in die naam van Jesus, daar's 'n bonatuurlike element wat gebeur. Die Jesus self het gesê, wat 2 of 3 in my naam vergader en saamstem oor 'n saak, daar is ek self. En hierdie is wonderlik wat hier gebeur. Hierdie is deel van kerk, maar hierdie is nie net al wat kerk is nie. En vir dit deel van kerk is om al die mekaarstellings in die Nuwe Testament uit te leef, om te bid vir mekaar en leer mekaar en dien mekaar en al hierdie goeders. En dan gebeur iets wonderlik wanneer ons by mekaar kom en ons sing tot God en ons breek sy woord op en ons bid vir mekaar en daar's 'n bonatuurlike element van wat gebeur. En vir julle wat aanlyn is, wil ek jou aanmoedig, kry mense by mekaar en doen dit saam met ander mense sodat die mekaarstellings by julle ook kan uitspeel. Of dit is dat julle net die diens kyk en dan na die tyd saam bid en saam praat oor dit, daar gebeur iets dan. Dit is soveel meer as net dat ons luister na woorde en ons sing liedjies saam. Dit is baie meer as dit. En dan sê Paulus, hy gaan eintlik in hierdie en dan sê hy, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. En hy sê, luister, ons het 'n rol om te speel. Ons in hierdie tyd soos nou is die beweging van God in 'n tyd soos hierdie om juis die waarheid op die tafel te sit en God se beweging in werking te stel. En dit is belangrik. En dan in vers 16 sê en dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is. En hier's wat Paulus sê, hy sê luister, hier's 'n misterie aan die evangelie. En sekere dele van hierdie misterie is geopenbaar en in vervulling gekom en nog steeds is dit so groot en wonderlik, ons kan nie dit alles begryp. En dan begin hy eintlik 'n lied aanhaal wat heel moontlik in daai tyd was. 'n Lied en dis asof hy so 'n verwondering is van die evangelie en van die kerk en die rol van dit, dat hy eintlik hierdie lied sing. En hier's wat hy dan sê. As mens het Jesus in die wêreld gekom en moenie hierdie mis nie. Hy sê dis persoonlik. Die evangelie is 'n persoonlike saak. Hy het mens geword en onder ons kom woon. Sy naam was Jesus. Deur die Gees is dit bevestig, so daar's 'n bonatuurlike element dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn, so dis ewig van aard ook. Aan die heidene nasies is hy verkondig in die hele wêreld. Met ander woorde, dis globaal, dis vir alle mense, dis groter en is hy geglo, dis prakties. Mense kan iets doen daarmee en in heerlikheid is hy opgeneem. En wat hy's terug hemel toe, wat beteken dat wat hy hier kom doen het is voltooi en is voldoende. En nou gee hy hierdie aan die kerk, die gemeente, die eklesia van God en soos gaan na al die nasies toe en verkondig hierdie goeie nuus en maak dit bekend in hierdie wêreld. Maar klink terwyl Paulus hierdie skryf,
was al ook heel moeilik so oomblik wat hy net stop. En hy dink, ja, hierdie is wonderlik. Maar hy dink aan alles wat moontlik kan verkeerd loop. En alles wat besig is om in Efese verkeerd te loop. En hoe mense min dink van die kerk en hy gaan in dalk een van die mees spesifieke gedeeltes aan 'n persoon oor hoe hulle moet leef en hoe hulle moet optree en hoe hulle in die bediening moet wees. En hy gaan in hoofstuk 4 in waarna ons gaan kyk. En ek wil hê jy moet kyk na dit, dat hierdie is hoe Paulus skryf hoe ons moet leef binne-in die huisgesin van God. En ek wil dit vir jou in die 2020 vertaling lees, omdat daar spesifieke woorde is wat ek vir jou wil uitlig. En hy sê, maar die Gees, en hier's Paulus, hy sê, hier is so groot, dis wonderlik, maar hy sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige mense van die geloof afvallig sal word. Het jy ooit mense ontmoet wat eens 'n groot deel van kerk was en in kerk was en weggeloop het van dit alles? Party mense wat net nou tot bekering kom en jy sal vra, hoe wil iemand enigstens wegloop van dit? As ek dink dat Jesus vir my gedoen het en hoe hy my lewe verander, hoe wil jy net wegloop van hierdie? Maar dis die realiteit, mense doen, hulle loop weg van dit. En Paulus gee die rede hoekom dit gebeur. Hy sê, omdat hulle ophou met dwaalgeeste en die lering van demone. En daai woordjie ophou beteken, is dat hulle het aandag begin gee aan hierdie demone en hierdie lering. En hulle fokus en hulle aandag was op hierdie dinge en hulle toewyding was op hierdie dinge. Waar hulle aandag en toewyding aan eers was by Jesus, het dit geskuif na die dinge in hierdie wêreld en na die lering in hierdie wêreld. Wanneer Jesus die gelykenis van die saaiër vertel en hy sê, luister, die saad wat val is die woord van God. Party val op die pad en die duiwel steel dit nie. Dit kom net nêrens nie. Maar dan is daar 'n ander woord wat aangeneem word en mense is bly, wow, dit was wonderlik geweest en ek wil dit deel maak van my lewe. En dan word dit getoets, soos wat die Bybel sê dit getoets gaan word. En dit word getoets en dan wanneer daar 'n toets kom, loop hulle weg van dit. So hoekom word hy getoets? Sekerlik is dit nie God se wil nie. Sekerlik kan dinge nie moeilik wees in die lewe. Maar dan sê Jesus ook, daar's 'n ander deel wat val in grond en is tussen die onkruid. En dan verduidelik hy later en sê hierdie onkruid, en hy noem 3 dinge. Baie mense onthou net die een, maar dis 3 dinge. Hy sê hierdie onkruid, want wat dit doen is, hulle verdroog eintlik en hulle maak dat hierdie nie kan vrug dra nie. En hy sê hierdie 3 goeders, wat dit verteenwoordig, is die rykdom van hierdie lewe, die plesier van hierdie lewe en die sorge van hierdie lewe. En ek dink dis waar baie ouens wat wegloop is dat hulle fokus het so begin word op die plesier van hierdie lewe en die rykdom van die lewe en die sorge van die lewe en dit het al hulle aandag en al hulle energie en al hulle toewyding gekry en hulle loop weg van dit af. So baie keer vra mense die vraag, kan ek my verlossing verloor? Ek dink dis die verkeerde vraag. Dit is soos om te dink, waar is my sleutels? Wat het ek gedoen met my sleutels? Ek het dit iewers verloor. As jy dink in terme van dat jy kan dit verloor, dan beteken dit dat jy kan iets groots genoeg doen om dit te verloor. Wat ander woorde beteken, jy kon iets groots genoeg doen om dit te kry. En hier is die ding, verlossing is 'n geskenk, jy kan nie werk daarvoor nie. Jy kan nie iets groters as Jesus doen om dit te kry en iets groters hy doen om dit te verloor nie. Die eintlike vraag is, kan God een van sy kinders verloor? En die antwoord is nie, hy kan nie. Maar daar's mense wat in iets is en hulle lyk soos Christene en hulle praat soos Christene en hulle ryk soos Christene en op die ouene verander hulle aandag en hulle loop weg van hierdie ding waar hulle net was, maar hulle het nooit by 'n plek gekom om Jesus Here van hulle lewe te maak en onder hom in te kom en sê, okay, U is baas, U bepaal alles. En hulle loop weg van dit. En Paulus beskryf dan iets van hierdie en spesifiek die ouens wat verkeerde goeders verkondig het in Efese. Hy sê, hulle word beïnvloed deur die skynheiligheid, daar's dit, van leenaars, wie se gewete toegeskroei is. Met ander woorde, hulle werk saam met die duiwel en hulle het eintlik nie eens meer gewete oor dit wat hulle leer en doen hier nie. Want hulle aandag is juis op die verkeerde plek. En dan noem hy spesifieke dinge wat hierdie ouens geleer het. Hierdie wettiesheid wat hulle geleer het. Hulle verhinder mense om te trou en laat hulle sekere kossoorte vermy. Terwyl God dit geskep het vir gelowiges, diegene wat die waarheid insien, om dit met dankbaarheid te geniet. Want alles wat God geskep het is goed en niks wat met danksegging ontvang word is verwerplik nie, omdat dit deur die woord van God en gebed geheilig word. En Paulus noem hier spesifieke dinge wat van toepassing is by Efese. Maar ons leef in 'n tyd wat dit nog steeds gebeur, dat ouens sekere wettiese dinge sê dit is wat nodig is. Luister, enige iemand wat goeie raad vir hulle was en hulle verander dit en sê, luister, jy moet hierdie goeders doen vir verlossing, is besig met demoniese praktyke, met leerstellings. Luister baie mooi, enige iemand wat die fokus afhaal van die genade van God en sê dat daar's een of ander godsdienstige aktiwiteit wat jy moet doen om genade te kry, is besig met demoniese leerstellings.
Enige lering, enige iemand wat vir jou sê, luister, jy moet sekere sakramente of goeders doen in die kerk, of dit nou is doop, of dit is nagmaal, of dit is of een of ander sakrament, jy moet dit doen sodat jy genade kan kry, sodat jy gered kan word. Luister baie mooi. Hulle is nie besig met 'n ander interpretering van teologie nie. Hulle is besig met 'n ander evangelie wat demonies is. Want dit haal jou oë af van die genade van God wat in Jesus Christus is. Enigiets wat jou toewyding vir Jesus minder maak, moet jy van ontslaa raak. Sien, baie ouens dink hulle kan sonde is soos 'n klein predator, 'n klein leeuetjie wat hulle daar in die spaarkamer gaan grootmaak en ons gaan hom onder beheer hou. Maar daai ding word groot en eventueel gaan hy jou doodmaak. Jy moet daai ding doodmaak terwyl hy nog klein is. En die skrywer van Hebreërs wil iets van dit sê. En hy skryf in Hebreërs 12 en luister maar, hy noem 3 goeters. So baie keer onthou mense net die een ding, maar hy noem 3 goed. Hy sê, laat ons van elke las ontslaan maak. En hierdie las beteken enige iets wat jou aandag van Jesus afhaal. Dit beteken dis nie noodwendig sondig nie. Dis net iets wat al jou tyd vat en al jou aandag vat en dit maak dat jou hart vir Jesus kleiner word. Laas het ek gesê, vir party van julle is dit sosiale media. Die hoeveelheid tyd en ure wat jy spandeer, en dis nie sonde dit sosiale media nie. Dis net dom. Jy kan nie 80% van jou lewe op dom spandeer en dan wil jy 'n toegewyde Christen wees en 'n volgeling van Jesus. Dit werk net nie so. Daar's sekere goedes wat ons moet afgooi. Dis nie noodwendig verkeerd nie, maar ons moet afgooi want dit maak dat my hart vir Jesus skrimp. Dan noem hy sonde. Van sonde moet ons ook ontslaa raak. Jy agterkom dat mense sondig nie meer nie. Hulle sukkel net. Gaan net deur 'n moeilike tyd. Nee, dis sonde, noem dit wat dit is en maak dit dood, sê die Bybel. Maar dan hier's die ding, sy fokus is dan in 'n ander rigting. Jy kan nie net 'n goeie tuin hê deur al die onkruid uit te haal nie. Nee, jy moet dit ook voed en jy moet goeie grond en kunsmis gee. So hy sê, ja, gooi die las af, gooi die sonde op, maar dan sê hy, en die wedloop wat vir ons voorlê, moet ons met volharding hardloop. Daar's iets wat ons moet doen in die regte rigting. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. So ja, daar moet iets gebeur en daar moet 'n effort ingesit word ook vir dit. En dan gaan Paulus in, hy noem eintlik 12 goeders vir Timoteus wat hy moet doen. Maar ek wil dit onder hierdie 3 groeperings sit, want dit hierdie 3 temas eintlik wat hy sê. En die eerste ding is, wat hy sê is, luister, as jy 'n goeie diensknegt wil wees, Timoteus, onderrig die woord. En as jy hierdie sien, onderrig die woord, moenie net dink, ek moet dit vir iemand leer nie, dink ook, dit moet my leer. Ek moet onderrig word in dit. Vers 6 sê hy die volgende, wanneer jy hierdie dinge aan die broers uitwys, hierdie dinge wat ek vir jou sê, as jy dit vir hulle leer, sal jy 'n goeie diensknegt, daar is die woorde, van Christus Jesus wees. Maar kyk nou mooi, gevoed met die woorde van die geloof, die evangelie, en die goeie leer wat jy noukeurig navolg, dit wat daar uitspeel. En hier's wat hy sê, luister Timoteus, as jy 'n goeie diensknegt wil wees, dan moet jy nie na die woord toe kom met autoriteit en sê, okay, ek gaan kyk waarvan ek hou en die dele waarvan ek nie hou, nou gaan ek uithaal en sê, ja, maar dit is eintlik oudtyds en dit werk nie so nie. Hy sê, nee, wanneer jy dit wil doen is, moet jy onder die autoriteit van hierdie woord kom. Die woord voed jou lewe en die woord bepaal wat is reg en verkeerd en jy pas jou lewe aan gebaseer op wat dit sê. Dit het die autoriteit in jou lewe. En jy maak die aanpassings as dit nie in lyn is met dit nie. Tweede ding wat hy sê, as 'n godvreesende diensknegt, oefen die woord. As jy wil hê dat godvreesendheid en toewyding aan God meer en meer in jou lewe moet word, is daar effort wat jy moet insit. Daar's iets wat jy gaan moet oefen, daar's iets wat jy gaan moet doen. En hy begin so, hy sê, vir my goddelose en dwaase mites. Die Griekse woord daar beteken sosiale media en sekere WhatsApp groepe. Nee, ek nie regtig nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Hy sê, pas op vir hierdie goed. Pas op vir hierdie goed. Luister, en kan ek dit sê, Christene, daar's sekere allerhande hasepaaie wat mense sê, kom ons fokus op hierdie ding. Elke paar jaar is daar soos, hier's 'n nuwe openbaring. Niemand het nog ooit dit gesien nie en die tyd en alles het nou in lyn gekom dat hierdie ding kan kom. En dan gaan almal op hierdie spoor en hulle hardloop weg en hulle haal die fokus af van die genade en die vergifnis en die dood en die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus. Luister, dis een ding om 'n wetenskaplike te wees wat weet dis gif en navorsing doen te gif. Dis iets anders om laat dit in jou stelsel kom. En party ouens gaan so ver met sekere allerhande openbarings en goed, dit kom in hulle stelsel en dis alwaar op hulle fokus. En hy sê, luister, vermy dit. En dan sê hy, oefen jouself om in Godvreesendheid te leef. Daar's sekere dinge wat jy gaan moet doen. Daar's sekere effort wat jy gaan moet insit. Die evangelie is nie anti-moeite nie.
Dis anti-verdienste. Maar dit vat iets. Alles wat die moeite werd is, vat moeite. En dit is nodig dat ons sekere effort moet insit. As jy een of ander resies wil hardloop of een of ander resies wil ry, moet jy die moeite insit om fiks te word om dit te doen. En as jy hierdie wedloop van heiligheid en godvreesenheid wil loop, is daar sekere dinge wat jy gaan moet doen en sekere dinge wat jy gaan moet oefen. En dan trek hy hierdie vergelyking. Hy sê, want liggaamlike oefening is wel in 'n geringe mate nuttig. Maar godvreesendheid is nuttig in alle opsigte. En baie ouens vat hierdie vers en sê, so Paulus sê, om fisies te oefen is eintlik niks werd nie, so jy moet net in godvreesendheid oefen. Dis nie wat hy sê. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En dit is nodig dat jy na hom kyk, sodat jy die doel wat God vir jou gee het, kan uitleef op hierdie aarde. Maar wat hy sê, is gaan eintlik oor hoe lank dit waarde het. En hy sê dit verder, hy sê, dit hou belofte in, deur jou vir godvreesenheid te oefen, dit hou belofte in vir die huidige en die toekomstige lewe. En hier's wat hy sê. Hy sê, luister, as jy jou liggaam oefen, hou dit voordeel in net vir die lewe hier en nou. Want luister, tyd en gravitasie is jou vyand, as dit kom by jou liggaam. Okay? Maar as jy in goddelikheid oefen, het dit waarde vir hierdie lewe nou en vir die lewe hierna. Dit het baie langer waarde. En wat hy net sê is, luister, waarop spandeer jy die meeste van jou tyd en fokus en geld? Spandeer jy die meeste van jou tyd en fokus op tydelike dinge of op ewige dinge? En ek wil jy met jou lewe gaan evalueer. So met baie ouens, die hoeveelheid geld en tyd wat hulle spandeer aan hulle liggaam en aan oefening en alles, teenoor die tyd wat hulle spandeer om hulle Bybel te lees en te bid en mense te dien met hulle gawes en talente, die skaal is uit balans uit. En later gaan dit net nie sin maak nie. Dan sê die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word. Hierdie is waar. Want hiervoor, kyk weer, werk ons hard en stry ons, omdat ons hoop geplaas het op die lewende God. Waar is jou hoop? Is jou hoop in hierdie wêreld? Is jou hoop in die dinge van hierdie wêreld? Is dit in jou gesondheid? Is dit in jou geld? Of is dit in ewige dinge? Waar lê jou hoop? Ons hoop is op die lewende God, wat die verlosser van mense is, veral van die gelowiges. Hy sê, luister, sit jou hoop verder, dink verder as hierdie. En dan sê hy, beveel en onderrig hierdie dinge. Doen dit aanhoudend, doen dit weer en weer. En dan dalk het Timoteus gevra, maar wie gaan na my luister? Ek is nog 'n jong man. En dan sê Paulus, laat niemand op jou neersien omdat jy jonk is nie. Ek bedoel, hy was al omtrent 30. Hy sê, laat niemand op jou neersien nie, omdat jy jonk is nie, maar wees jy 'n voorbeeld vir die gelowiges. En dan noem hy 5 dinge waarin Timoteus 'n voorbeeld moet wees, want is juist hierdie 5 dinge wat die leiers reeds in die kerk nie 'n goeie voorbeeld in was. En hy sê die beste manier hoe jy sekere slegte dinge kan teenwerk, is om op 'n ander manier te leef wat beter is, en dit is dadelik 'n voorbeeld. Die eerste ding wat hy sê is, wees 'n voorbeeld in woord. Sien hierdie ouens wat daar leer, hulle het net allerhande babbel en hulle verkondig die evangelie. Wees jy 'n voorbeeld in die goeie lering van die woord en die evangelie. Wees in jou gedrag. Die manier hoe hulle geleef het die kerk se naam skade gedoen. Leef jy op 'n ander manier, hoe jy dinge doen, laat dit anders lyk. In liefde. Hulle het die punt gemis dat dit gaan oor liefde. Wees jy 'n voorbeeld vir hulle in betroubaarheid. Daai woord kan ook wees in geloof, want hulle geloof het skipbreek gelei. Hulle geloof het kleiner geword. Wees jy 'n voorbeeld in iemand wat betroubaar is en geloof het, en dan in reinheid. In die manier hoe hulle leef, wys niks van dit nie. Kan ek vir 'n oomblik met die jong mense praat of wat hulle self sien as jonk? Jy kan 'n voorbeeld wees. En ek wil jou aanmoedig, wees die grootste voorbeeld wat jy kan. Go all out. Wees 'n voorbeeld vir die ander gelowiges en vir die wêreld en vir ouer mense in die woord van God, en dat jy die woord begryp en die woord bestudeer. Wees 'n voorbeeld in hoe jy leef. Wees 'n voorbeeld in hoe om lief te hê. Wees 'n voorbeeld in die geloof dat ek glo God sê dit en ek doen dit. En wees 'n voorbeeld in hoe jy rein leef. Vir julle wat ouer is, die feit dat Paulus sê hy kan 'n voorbeeld wees omdat hy jonk is, beteken dat die ouer mense kan na hom kyk as 'n voorbeeld. En ek vind te veel ouer mense maak jonger mense af, soos, wat weet jy? Ek was ook een keer so passievol oor die Here, maar die lewe het gebeur. Miskien het jy nodig om te kyk na die voorbeeld en om te onthou, waar was jou fokus en die passie wat jy gehad het, en dat jou aandag dalk na 'n ander rigting gegaan het.
En is nodig om skouers te stuur met verskillende generasies. Hulle het nodig om die wysheid van ouer mense wat die pad al langer stap te kry. En ek en jy het nodig om die energie en te onthou die passie en die vuur. Maar miskien, in plaas van sê, die jeug van vandag, om te kyk, wat is daar? Waar is die jeug van vandag wat Jesus getrou volg en wat is 'n voorbeeld kan hulle vir ons wees? En dan die derde ding. Sê Paulus, as 'n groeiende diensknegt, ontwikkel in die woord. Nie net moet jy die woord onderrig en in dit onderrig word nie. Nie net moet jy dit oefen nie. Dit is nodig dat dit groei in jou. Dit is nodig dat jy meer volwasse word. Totdat ek kom, moet jy jou toelê op voorlesing, bemoediging en onderrig. En hy sê, luister, hierdie dinge wat ons doen dit oor en weer en weer. Lê jou daarop toe. Raak fiks in dit. Moenie die genadegawe in jou verwaarloos, wat deur die profesie aan jou geskenk is, deur die raad van ouderlinge, jou in die hande toegelê het nie. Timoteus, moenie vergeet nie, jy het 'n gawe. God het vir jou 'n gawe gegee. En jy moet seker maak dat jy leef hierdie gawe uit, want God het jou op daai manier ontwerp. Hy het vir jou gawes gegee, en hy het vir jou passies gegee, en hy het vir jou natuurlike vermoëns gegee, en hy het vir jou persoonlikheid gegee, en jy is deur sekere ervarings, en jy kan dit alles gebruik, om hierdie doel wat God vir jou gegee het, uit te leef. En dis waar vir jou en vir my ook vandag. As jy 'n gelowige is, het jy die Heilige Gees, en die Heilige Gees het vir jou gawes gegee, bonatuurlike vermoëns gegee. En hy het vir jou passies gegee, en sê, iemand moet iets aan hierdie ding doen, en hy het vir jou natuurlike talente gegee, en hy het vir jou sekere persoonlikheid gegee, en ons almal is deur sekere ervarings, en God wil dit alles gebruik vir die doel waarvoor hy jou geroep het. Party van julle se lewe voel onvervuld, en dit voel vir jou asof dit niks moeite werd is, en juis omdat jy nie in lyn is met hoe God jou ontwerp het nie. Deel van hoekom ons ontdek doen, sessie 3 en ontdek. Wat ons doen is juis om jou te help, om jou gawes te ontdek, sodat jy jouself in lyn kan kry, sodat jy vervulling kan beleef in jou wêreld, omdat jy 'n verskil maak met hoe God jou gemaak het. As jy moenie dit vergeet nie, hardloop in dit en dan sê hy, lê jou toe op hierdie dinge. Leef daarin, sodat jou vordering, en daai woordjie moet jy omkring, sodat jou vordering vir almal duidelik kan wees. Wat die punt hier is luister, wanneer jy jou toelê in hierdie dinge, gaan daar sekere groei in jou gebeur. En wanneer hierdie groei in jou gebeur, wanneer hierdie vordering in jou gebeur, gaan dit sigbaar word vir almal om jou. En die Griekse woord daar, vordering, is 'n militêre term vir 'n soldaat wat vooruit gaan, al die hindernisse plat maak, sodat die res van die soldate kan volg. En hy sê, gaan leef jy op 'n manier, en haal die hindernisse uit, sodat die wat na jou kan kom, maklik kan volg. Vir jou wat dalk 'n pa is, wat vanoggend jou kind toegewy het, lê jou toe op hierdie dinge, doen die moeite, doen al hierdie dinge, sodat dit vir jou kinders maklik kan wees om te volg, om te sien, dit is moontlik om die Here te volg met jou hele hart, en met jou hele verstand, en met al jou krag. As my pa dit kan doen, dan kan ek dit ook doen. Of vir jou as ma, soos as my ma dit kan doen, kan ek dit ook doen. Vir jou as tiener, as jy dit kan doen, kan jou vriende dit ook doen. Vir jou as besigheidseienaar, dat as hy dit kan doen, as die baas dit kan doen, met alles wat hiermee saamgaan in die ekonomie, sekerlik kan ons dit ook doen. Lê jou toe op dit. Dan gaan hy in vers 16, hy sê, wees nou lettend op jouself en die leer, volhard daarin, want sodoende sal jy jouself en ook hulle, wat na jou luister, kan red. En hier is eintlik wat Paulus sê Timoteus, hou aan, sit die moeite in, lê jou toe op hierdie dinge, hou aan hierdie ding, onthou hierdie ding, want jy het geen idee wat aan die ander kant is. Eintlik wat Paulus sê, jy het geen idee wie aan die ander kant is, wat op die ouende deel raak van hierdie koninkryk van God. Ek en jy het geen idee wat lê aan die ander kant van ons gehoorsaamheid, en ons moeite, en ons aanhou en Godvreesendheid leef, en ons self onder die woord skakel. Wanneer dit sigbaar word, jy het geen idee. Ek kan onthou toe ek op hoërskool was. Ek het hierdie week so aan dit gedink. Ek het 'n onderwyser gehad, en ek dink eintlik hy's hier. En hy het aangehou met ons VSV, en hy het gesaai, en ons geleer, en ons onderrig. En eintlik het hy baie vlek gevat by die skool. En daai tyd was ek nog nie eens by die Here nie. Maar dis wat kinders doen, wat in 'n Christenhuis groot word, doen, hulle gaan hier ding. En hy het gesaai, en op 'n stadium is hy weg. En in daai tyd gaan ek op 'n kamp, en ek hoor die evangelie soos nooit tevore nie. En ek kom tot bekering, en al hierdie saad wat gesaai is, skiet wortel, en kan vrug dra.
En ek lê aan die ander kant van wat hy gedoen het. En ek en jy het geen idee wat aan die ander kant van ons lê. Wie is die mense wat eendag in die hemel na jou toe gaan kom en sê, dankie vir wat jy gedoen het. As dit nie vir jou was nie, was ek nie hier nie. As jy nie aangehou het en toewyding en dinge gedoen oor en oor nie, was ek nie hier nie. Wat 'n generasies, wat 'n gesinne, wat 'n families, wat 'n huwelike kan gered word aan die ander kant van jou moeite. Wat 'n verhoudings kan herstel word aan die ander kant van jou moeite. Wat 'n kind kan aan die ander kant wees wat 'n groot prediker word en die nasies beïnvloed. Wat 'n sendeling is aan die ander kant. Afsluit met hierdie vraag, as jy enige iets tot eer van God kon doen, met die wete dat jy nie sal misluk nie, wat is dit wat jy sal doen? Wat is dit wat jy sal doen? En hier is my vraag dan, hoekom doen jy dit nie? Wat lê aan die ander kant van dit? Wat 'n invloed het dit vir die koninkryk? Wat 'n invloed het dit vir die beweging van God in 'n tyd soos nou? Doen die moeite. Hou aan. Dit beteken baie keer jy moet vroeg opstaan. Beteken jy moet jouself blootstel aan sekere dinge. Beteken dat jy vir sekere dinge gaan moet nee sê en sê ek sê ja vir hierdie nou. Want dit is ewigheidswaarde. Kom ek bid vir ons. Vader. Die misterie van die evangelie. Hoe wonderlik. Hoe wonderlik die liefde vir ons. Hoe wonderlik die genade wat in Jesus Christus is. En Here, ek wil vir u kom vra dat u vir ons sal kom herinner aan dit waarvoor u ons geroep het. Dat u ons sal herinner aan dit wat u vir ons gegee het vir hierdie taak, die gawes en die vermoëns en die persoonlikheid. Kom gee vir ons die geloof om nie in ons toewyding te verslap nie, om ons te oefen in Godvreesenheid. Om te doen wat nodig is, sodat ons hart en ons liefde vir u al hoe groter en meer word en dieper word. Wys vir ons die dinge waarvoor ons moet nee sê. Die dinge wat ons moet afgooi, die sondes wat ons moet afgooi. Sodat ons u kan eer en kan leef, omdat daar soveel na ons kan wees. Ek bid vir die wat besig is om die wedloop te hardloop, en die dinge te doen en besig is om moeg te word. Ek bid Here dat U hulle sal kom versterk. Hy sê ons moenie moeg word om goed te doen nie, want op die bestemde tyd sal daar 'n oes wees, en ek vra Here dat U hulle sal kom versterk. Om aan te hou aanhou. Ek bid vir 'n klomp jong mense, Here, dat hulle sal leef en 'n voorbeeld sal wees. In woord en gedrag en in liefde en in reinheid en in geloof. Kom help ons, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.